Hallo, ek is Helene Mulder en hierdie is jou 90.6 FM TV nuus. Eskom het aangekondig dat hy hierdie week weer fase 2 beurtkrag ingestel het as deel van beplande instandhouding ter voorbereiding vir 'n groter vraag van volgende maand af. Die onderbreking sal om 10:00 saans begin en 5:00 soggens eindig. Eskom woordvoerder Sinkonanti Mantshantsha waarsku dat dieselfde patroon weer in die toekoms kan verwag word. Intussen het die minister van Polisie Bekkie Cele gewaarsku oor ernstige gevolge vir mense wat die aandklokreël oortree. Hy het ook met die media gepraat oor die afdwing van die nuwe vlak 3 regulasies. Cele het verwys na die kwessie van maskers wat 'n bron van groot kommer vir die polisie is. Hy sê mense wat dit nie dra nie, sal boetes kry en 'n misdaadrekord hê. Volgens 'n dokument gepubliseer deur die Landdroshof van Suid-Afrika is die boete en of vonnis vir die versuim van die dra van 'n masker R1.500 en of 6 maande tronkstraf. Die boete en of vonnis as iemand die aandklokreël oortree is R3.000 en of 6 maande tronkstraf. Die Suid-Afrikaanse Inkomstediens, oftewel die SAID, het kliënte gewaarsku om nie toe te laat dat enige ewekansige persoon hulle help om 'n terugbetaling van die SAID te verkry nie. Die SAID het in 'n verklaring gesê dat hy oorval word deur navrae van desperate belastingbetalers wat swendelaars onwetend toegelaat het om 'n terugbetaling van SARS te eis. SARS sê die swendelaars werk dikwels vir syndikaate en verdwyn met die geld wat as terugbetaling geëis is. En ten slotte, 'n versekeringsmaatskappy het bevind dat byna die helfte van Suid-Afrikaanse voertuigeienaars hulle motors name gee. Snowy is baie gewild vir wit motors en baie voertuie het die naam Baby. Bianca de Beer van Dial Direct sê 'n opname het bevind dat 65% meer vroue as mans so lief is vir hulle rygoed dat hulle 'n spesiale naam daarvoor het. Ander name wat gereeld voorkom sluit in Lola, Kwawekazi, Betsy, Tatiana, Sally, Cindy en Sandy. Dis dan die einde van hierdie bulletin. Onthou om ons nuusspan te volg op Twitter en Facebook by 90.6 FM News vir nog plaaslike Vaaldriehoek en Suid-Afrikaanse nuus. Klik ook gerus op ons subscribe om ons YouTube nuuskanaal te volg.